Goeiedag, welkom terug by die heel eerste uitsending van Das Media, waar ons nuus en sportse wêreld visueel aan julle gaan oordra. Ek is Eckhart Vos. In die nuus vandag, matriekuitslae van 2023, nuwe personeel wat by Langehoven aangesluit het, en die graad 8 VRL met die koshuis nog by. Die matriekklas van 2023 het 'n 100% slaagsyfer gekry. 18 van die matrieks het 'n A gemiddeld gekry. Hierdie prestasie is nog een van die grootste wat die skool nog beleef het. Langehoven het oor die afgelope 2 jaar nuwe onnies gekry, soos Juffrou Lisel Dreyer, Mai Meiburg en meneer Bierman. Hulle alders van punt. Ons onderhoudvoerders het wel 'n bietjie gaan hoor. Hallo julle en welkom by Das Media. Soos wat julle weet, daar's 'n paar nuwe gesigte in die skool en ek praat nie net van die kinders nie. Kom ons gaan praat bietjie met die onderwysers. Van hulle is al langer as ander, maar ons ken hulle nog steeds nie goed genoeg nie. Ons sien met juffrou Tanya Holzhausen. Juffrou, sal juffrou ooit belangstel om enige sport by die skool af te rig? Ja, die cricket senior meisies, hulle is die beste. Okay, en hoeveel kinders het juffrou? Ek het 3 kinders. En ek het 'n interessante vraag vir juffrou. Waar kry juffrou se rooi hare? Net van liewe Jesus af. Nie van juffrou se ma of pa af nie. Nee, niemand in my hele familie het rooi hare, behalwe ek en klein Esmay. Hallo almal, ons is nou hierso met juffrou Dreyer en ons het net gehoor juffrou, daar's so baie onderwysers wat van punt af kom na Langehoven toe. Nou, ons wil net weet wat is die rede. Langehoven is net baie beter. Dis feite. Daar het julle dit. Wel, juffrou het juffrou 'n kerel. Ja, Ek het. En wat het juffrou laat besluit om na die koshuis toe te ry? ek was net lus vir 'n nuwe avontuur en ek het gehoor by my matrieks veral hoe lekker die koshuis is en ja, toe gaan daar 'n geleentheid oop vir my woonstel wat hulle vir my baie mooi gemaak het. En toe maak dit vir my ook 'n geleentheid om my hondjie te kry. Ja, En wat se vakke gee juffrou almal? ek gee vir graad 9 EBW hierdie jaar. En ek gee graad 10 tot 12 besigheidstudies. Nou juffrou, hoe lank beplan juffrou om hier te bly? Eendag gaan julle nog my as hierso moet strooi, as dit 'n antwoord is. Ons is hier met juffrou Sherine Klaasen. Waar kom juffrou vandaan? Oorspronklik van Pretoria en ek het al skool gegee by Kusvagskool in Amanzimtoti en Hoërskool Centurion in Pretoria. Okay. Juffrou, hoekom het juffrou besluit om rek vir die kinders te gee in plek van 'n ander vak? Aanvanklik toe ek op skool was, het ek verskriklik met rekeningkunde gesukkel en toe besluit ek gaan dit bemeester en toe ek het bemeester, toe besluit ek maar ek wil dit vir kinders leer. Dis hoekom. Hoe voel juffrou daaroor dat meeste kinders besigheidsvat oor rek? Ek is nie te veel bekommerd daaroor nie, maar ten minste gaan die rekeningkunde kinders weet hoe om hulle boeke te doen en ons gaan baie besighede hê wat oopmaak want besigheidsboë. Sal juffrou enige sport afrig by die skool? Ja, die pompoms. Ons is hier met juffrou Megan Meiburg. Juffrou, waar het juffrou studeer? Ek het na matriek in Wellington by CPUT gaan studeer. En hoekom het juffrou nou besluit om by Langehoven te kom skool gee? Ek wou nog altyd hierna toe kom, maar ek wou nie altyd net my ouers se dogter wees nie, want almal weet wie hulle is. So dit is nou die regte tyd, ek het 'n pos gekry en alles het net mooi verloop. Nou is ek hier so. En is dit nie vir juffrou weird om 'n broer in die skool te hê nie? My ma was hier toe ek hier was, so ek is nou gewoond aan sulke situasies, dis nie so erg nie. Okay, en wel, ons het gehoor juffrou is die spanbestuurder van die eerste span netbal. Sien juffrou uit? Ek's baie opgewonde, ek kan nie wag om baie nuwe goed te leer nie, en dan ja, te kyk wat doen die girls hierdie jaar nie. Okay, dankie vir juffrou se tyd. Hallo julle, ons is hierso met juffrou Misa en sy staan in vir juffrou Bekes. Waar kom juffrou vandaan? Van Kroonstad in die Vrystaat. En het juffrou al voor in skool gegee? Net prakties gedoen. Geniet juffrou dit om skool te gee vir hoërskoolkinders? Ja, veral vir sulke oulike kinders soos julle. Ek's bly. Dankie juffrou. Welkom by Das Media. Vandag doen ons 'n onderhoud met meneer Bierman. Meneer, het meneer voor Langehoven skool gegee? Ja, ek het. Ek was by Hoërskool Punt vir die laaste 2 jaar. Voor dit het ek vir kinders individuele klasse gegee, soms so privaat. Maar nee, Langehoven is definitief 'n nuwe experience en dis wonderlik. Die kinders is nice, die mense is nice, die onderwysers is nice, so alles is nog baie positief sover.
Nou meneer, as meneer enige rugbyspan kan kies, wat sal dit wees? Obviously die Springbokke. Ek bedoel dit is die beste span in die wêreld, letterlik. Maar as ek 'n klubspan moet kies, dan is dit die Stormers. Ek kom uit die Kaap uit, ek's daar gebore, ek het daar groot geword, so vir my is dit die enigste span wat die moeite werd is om voor te skree. Nou meneer, het meneer geweet dat meneer Wessel se clown is? Dis actually nie waar nie. Meneer Wessel is my clown. Die skool het ook 119 nuwe graad 8 leerders ingeskryf. Keurige seuns, 79 dogters. Ons verslaggewer, Renay van der Westhuizen, het bietjie by die graad 8 VRL gehoor. Welkom liewe dasse en mede-ouers. Ons is vandag terug op nog 'n episode van Das Media TV, saam met ons twee VRL'e, Adrian Venter en Jana Borman. So, as ek vir julle kan vra, hoe voel dit om 'n stop te wees van graad 8? Dus die ontgroening was vrek erg, maar jy weet, dis vreklik om op die VRL nou te wees en keuses te maak. En jy Jana? Dit was vir my baie lekker, vir my was dit nie so erg, maar ek dink dit was vir die koshuiskinders bietjie erger, maar ek is bly om VRL te wees en ek sien uit vir die toekoms. En wat is jou opinie oor julle meesters en beleiders? Yes, hulle was kwaai aan die begin, maar nou dat ons hulle meer leer ken, is het baie beter, hulle is baie nice. Ja, ek sê dit om, maar hulle is nog steeds vreeslik oulik. Ja, en as ek mag weet, hoe voel dit lank die skool se gees? Het jy al ingepas? Hoe voel jy die kinders en julle maatjies? Ek het al baie vriende gemaak hier, so ek het alleen hier so gekom en ek het al baie vriende gemaak van die koshuis en ja, dit is vrek lekker die gees hier so, die klere sport. Die gees is baie goed, ek dink dit gaan soos bietjie beter wees, maar dit is nog steeds baie goed en ek hou baie van die kinders hier, so dit is baie. En hoe voel dit om opgeroep te wees as die VRL van Hoërskool Langehoven? Dus ek was actually geskok, want ek het nie gedink ek gaan dit actually maak nie, maar ek is nou baie bly dat ek het gemaak het. Ek is bly ek is gekies, want nou kan ek actually soos besluit gemaak en die skool help en nou voel ek meer deel van die skool. En laaste momente vir julle albei, wat is iets wat julle verskriklik uitsien vir julle verdere toekoms in die Hoërskool Langehoven? Ek kan nie wag vir soos die deernag en al die aktiwiteite wat ons saam as die skool gaan doen nie, dit gaan baie lekker wees. Meestal die sport, maar ook alles wat soos gaan gebeur by die skool. Okay, baie dankie dat jy kom geïnterview vandag. Dis wat jy baie is. Dit is nog 'n episode van Das Media TV saam met Renay van der Westhuizen en twee VRL'e. By die koshuis, huis Jeepou, is daar 'n klomp nuwe verwikkelinge. Katrin Geldenhuis en Lumerie van die kerk het vir ons 'n bietjie gaan hoor wat daar aangaan. Hallo almal, ek is Katrin Geldenhuis En ek is Lumerie van die kerk. en ons is Koshuisbrakke. Ons is hier om julle in te lig oor die nuutste nuus van huis, sê jy Pau. Tannie Ilse se laaste dae by die koshuis het ongelukkig aangebreek. Ons is op soek na 'n nuwe koshuismoeder. Kom ons gaan praat gou 'n bietjie met Tannie Ilse. Hallo almal, ek is nou hier saam met Tannie Ilse van die koshuis van CEPO. En ek vind by Tannie hoor, ons hoor Tannie tree binnekort af en ons wil net eintlik weet wanneer is dit wanneer Tannie aftree? Ek tree einde April af van hierdie jaar. Ek moet na die eerste kwartaal weer terugkom ongelukkig vir nog 'n maand, maar vir my is dit nog baie lekker, so dis nie vir my straf om terug te kom nie. Ek geniet nog elke dag by die kinders. Maar hoe lank dien Tannie nou al hierso by die koshuis? Ek het in 2009 hier begin, so dit is nou gaan so vir 14,5 jaar al. En wat gaan Tannie die meeste mis van die koshuis? Absoluut die kinders. My eie kinders het gesê as hulle uit die huis uit is, dan gaan ek vir my ander kinders kry en ek het baie kinders gekry. En ek gaan hulle verskriklik mis, maar ek sien ook uit na wat voor lê. Ons gaan lekker rondry, lekker toer. So dit is ook lekker goed wat wag. Ja. Baie dankie Tannie. Dankie vir Tannie se tyd. Dan van sy klerespoor, toe donderdag 25 Februarie plaasgevind. Die Kei en Karl het vir ons 'n bietjie daar gaan uitvind wat aangaan. Goeiedag, ek is Kei en vandag is ek hier saam met meester. Belasting. Soos almal weet, my suster aan klerespoor gewees. Meester, wat het die meester van die fees wat gestel? Ek moet sê dit was fenomenaal. Ek het goed ingevul geniet. Het meester deelgeneem aan enige sport? Ja, ek het veel op met fees gestaan. Wauw, meester. En meester, wat het die meester as meester se gedagte omtrent die gewen? Kijk, my vader my laaste ek as hulle geen vriendspan so. Ek neem aan, die maar favoriet is, ek sê my het Dankie meester, alles sterkte vooruit te vir jou. Ek is nie Kei
vandag is ek hier saam met ons hoofseun meester. Sevoer. Meester, na die afloop van die atletiek. In watter huis was ons meester? My vader se was in die geelhuis. Ja. En ongelukkig het Gilles nou verloor, maar wat is meester se gedagte omtrent die kleuresport? Ek voel die kleursport in baie goed afgeloop die jaar. Het was definitief baie beter as wat ek gedink het sal wees. En ek wil net baie dankie sê vir alles dat hulle gegee wat so hard gewerk het en hulle stemme verloor het om die skool se gees te hê. Ja, ek moet sê die gees was sterk op. Meester, aan watter sport het meester deelgeneem? Verwys na die atletiek. Atletiek. Ek het 200 gehardloop, 800 gehardloop, as ook die aflos. Ek nou nie atleet nie, so dat het nie so goed afgeloop nie, maar ek het maar deelgeneem. Baie dankie vir meester se harde werk. Goeiedag, ek is Nikay en vandag is ek hier saam met Christian Kronie. Christian Kronie het eerste plek behaal in die kleuresport atletiek in 300 meter rekkies. Christian, was dit 'n uitdaging vir jou? Ja, maar ja. Was dit? Wat is jou gedagte omtrent dit? Ek is regtig nie om haar oor. Dink jy dit gaan vir jou nog baie deure oopmaak nou wat jy eerste plek behaal het? Ja, kan dalk. Ek is dan bly Christian. Alle sterkte vorentoe met die 300 meter rekkies. Dankie Christian. Like a small boat on the ocean, sending big waves into motion. Like how a single word can make a heart open. I might only have one match. A lot of fire left in me. Losing friends and I'm chasing sleep. Everybody's worried about me. In too deep. Say I'm in too deep. And it's been 2 years. I miss my home, but there's a fire. Baie dankie dat julle na die heel eerste uitsending van Das Media gekyk het. Maak seker dat julle almal like en subscribe. Maak seker dat julle volgende keer ingeskakel is. Geniet julle week.